Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Jy is by gebedsarende, jou GPS om by effektiewe gebed uit te kom. Het jy al gevoel, jy is beroof van die wil van die Here vir jou lewe? Die lewe wat jy nou lewe, is nie die perfekte volmaakte wil wat die Here vir jou het nie. Is daar wonderlike beloftes van die Here oor jou lewe, maar dit bly uitstaande. Dis dalk al jare uitstaande. Lyk dit vir jou asof jy glo en hoop en bid en niks gebeur nie? Dan is vandag se program net vir jou. Kry jou Bybel, kry jou pen, kry 'n notaboek en maak aantekeninge hiervan. Want hierdie een beginsel wat jy vandag gaan leer, maak beloftes los oor dinge, oor familie, oor mense, oor dorpe en oor lande. So, kan ons gou 3 gevaarlike gebede bid. Hoor en luister, as jy kan, dan skryf jy hierdie gebede af en jy bid dit oor en oor. 1. Here, laat u engele saam met my werk in die naam van Jesus. Here, laat die aarde elke bose opdrag teen my verwerp in die naam van Jesus. Ek beklee myself by die Here Jesus Christus en ek maak geen voorsiening vir die vlees nie. So, moet nou nie Johannes 10 vers 10 vergeet nie. In alles wat ek vir jou vertel en alles wat ek jou leer, is dit eintlik maar om Johannes 10 vers 10 aan te spreek. Die dief kom vir niks anders nie as om te steel, om dood te maak en om te vernietig. So, kom ons gaan 'n paar goed kyk. Kom ek gebruik vir jou Bybelse voordeel, want alles wat ek jou leer oor effektiewe gebed en oorlogsgebed kom uit die woord van die Here. En al die gevaarlike gebede wat ek jou gee om te bid, kom uit die woord van die Here. Kom ons dink 'n bietjie aan Israel se verlossing uit Egipte, die volk van die Here, wat uit Egipte verlos word. Daar's 3 sleutels wat jy hier moet onthou. Skryf neer. 1. Hulle was slawe in 'n vreemde land. Dis die volk van die Here. Dis nie die regte plek om te wees nie. Dis nie hulle bestemming nie. Dis nie waar die Here hulle wil hê nie. En daar is so baie kinders van die Here wat daar is. Vasgevang is ergens. Jy het die Here aangeneem, jy dien die Here, jy's 'n kind van die Here, maar vir een of ander rede is jy ergens vas. Jy's ergens vasgevang. Dis die eerste sleutel. Die tweede sleutel is, hulle vrystelling moes eers in die geesrealm bewerkstellig word voordat dit in die fisiese kon gebeur. Die geveg is altyd eers in die geesrealm en dan manifesteer dit in die natuurlike realm. Hulle het die Here aangeroep oor hulle situasie, so sê die woord van die Here. Hulle het die Here aangeroep oor hulle situasie. Daar's 'n geveg wat eers in die geesrealm gewen moet word voordat dit in die fisiese manifesteer. En die derde ding is, hulle moes volhard totdat dit gebeur het waarvoor hulle gebid het. Dis 3 sleutels van effektiewe gebed. Kyk waar jy nou is, evalueer waar jy nou is. Is dit die Here se perfekte plan vir jou? Is dit wat die Here jou nou wil hê? As jou antwoord nee is, dan moet jy tot 'n volgende sleutel gebruik. Jou oorwinning word eers in die geesrealm bewerkstellig voordat dit in die fisiese manifesteer. En die derde sleutel is, jy moet volhard totdat dit gebeur. So, effektiewe gebed is die kanaal tussen die hemel en die aarde. Dis die metode wat die Here ontwerp het. Daar's geen ander manier, daar's geen ander kommunikasie tussen hemel en aarde nie as gebed. Gebed is die manier. Iemand het mooi gesê, as hy sê gebed is die geluid wat die duiwel verwar. Daar's geen ander manier nie. So, as jy hierdie wapen of hierdie toevoer reg, hierdie kanaal reg wil gebruik, moet jy leer hoe om effektief te bid. So, ons gaan kyk na 'n paar Bybelse voorbeelde en kom ek vat vir jou na een van die Bybelse gebedshelde. Ek dink dat hierdie man is amper, wat my aanbetref, saam met Dawid, die grootste gebedshelde van die Ou Testament. En watter verskil het hulle gebede nie net gemaak nie. 'n hele land
'n hele volk is gered deur die gebede van 'n Daniël. Wat sê dit vir ons? So kom ek gaan vir jou vinnig so 'n snapshot gee van Daniël. Ek gee vir jou 'n screenshot van Daniël. As ons sommer in hoofstuk 2 kom, dan sê hy, Daniël het toe gespreek en gesê, mag die naam van God geprys word. Kyk hoe begin hy met lofprysing en die verheerliking van die Here, want dit maak die Here dadelik teenwoordig in 'n situasie. Van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Hy verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse man en kennis aan die wat insig het. Dan, hierdie vers, dis nou vers 22 van Daniël, sommer in die tweede hoofstuk. Hy openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge. Hy weet wat in die duisternis is en die lig woon by hom. Hy openbaar geheime wat weggesteek is. Hy weet wat in die duisternis gebeur, beplan word, nog voordat dit gebeur, en by hom woon die lig. Dit is 'n groot geheim wat hier oopgemaak word. Die Here openbaar geheime wat diep weggesteek is, en hy weet wat die duisternis beplan, voordat dit nog gebeur. As ons 'n eentjie verder gaan en ons kom by Daniël 3, dan sien jy Sadrag, Mesach en Abednego se storie, en ek wil net hê jy moet mooi let hierop. Wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? Kyk die uitdaging, dis soos Goliat en Dawid, nee. Wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadnesar gesê, ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie. Laat dit dan aan u bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het nie sal aanbid nie. Toe het Nebukadnesar baie woedend geword, sy gelaatstrek het verander, hy maak die vuur baie warmer, jy ken die storie baie goed, maar daardie 3 manne, Sadrag, Mesach, Abednego, het geboeid binne in die brandende vuuroond geval. Toe het koning Nebukadnesar verskrik geword en haastig opgestaan. Hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboeid binne in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik, o koning. Hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne, los binne in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is, en die voorkoms van die 4de lyk soos die van 'n godeseun. En ons het nou maar altyd in die kerk gehoor, dat het eintlik Jesus was. Maar die Bybel sê nie, dit was die seun van God nie. Hy sê, dit lyk soos 'n godeseun. Dan sê vers 28, daarop het Nebukadnesar gespreek en gesê, geloofd sy die God van Sadrag, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur het, klein lettertjie E, wat sy engel gestuur het en sy knegte verlos het. 'n Engel van die Here word gestuur om hulle uit daai situasie uit te haal. En hulle het bevel gegee, en dit word deur my bevel gegee dat enige volk, nasie of taal wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrag, Mesach en Abednego stikkend gekap en van sy huis 'n missie opgemaak sal word, omdat daar geen ander God is wat so kan verlos nie. Sal die kerk van die Here dit nie weer demonstreer in 'n goddelose, siniese wêreld nie. En toe die koning Sadrag en Mesach en Abednego voorspoedig laat wees in die provinsie. As ons 'n bietjie verder gaan, kom ek gaan net 'n bietjie fast forward na Daniël 7 toe. En Daniël sien 'n gesig. En hy sê, ek het bly kyk totdat trone reggesit is. 'n Oue van dae gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was 4 vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 maal duisende het hom gedien, 10.000 maal 10.000, en die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. The court was seated and the books were open. En hier sien ons die hemelse hof in sitting. En daar is so baie mense wat sê, nee man, daar bestaan nie so iets nie. Waar lees jy dit in die woord van die Here? Hier sien jy, verder aan in die hoofstuk praat hy weer van the courts of heaven. Die hof het gaan sit, daar is 'n hof in die hemel waarheen jy jou saak kan vat, maar ons sal op 'n ander keer praat oor die hof in die hemel. Kom ons gaan na Daniël 9 toe, as dit die gebed van Daniël is, wat 'n nasie se toekoms red en verander. En dan sien ek in vers
Daar by vers 13 sê hy, soos in die wet van Moses geskrywe, so Daniel ondersoek die skrif om uit te vind, wat is die plan van die Here? Daar's geen ander manier nie. Hy ondersoek die skrif om te hoor, wat is die plan van die Here? Hy herinner ook die Here aan sy woord. Wat hy daar lees, in die beloftes wat hy lees in die woord van die Here, herinner Daniel die Here aan sy beloftes. Nou sê hy, en terwyl ek nog spreek en bid, en my sonde en die sonde van my volk Israel bely, en my smeking voor die aangesig van die Here my God neerwerp, terwille van die heilige berg van my God, terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriel, wat ek uitgeput van vermoeienis, 'n vorige keer in 'n gesig gesien het, na my gekom, omtrent die tyd van die aandspysoffer, en op sy gebed word die engel van die Here weer uitgestuur, om te kom bedien. Dan kom Daniel 10, wat een van die aangrypendste hoofstukke in die Bybel is oor geestelike oorlogvoering. In Daniel 10 sê hy, net my gesê, dis nou vers 11, Daniel, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek, gaan staan op jou staanplek, want ek is na jou gestuur. En terwyl hy hierdie woord met my spreek, het ek bewende gaan staan. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniel, want van die eerste dag af, dat jy jou hart daarop gerig het, om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te vermoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom. Die engel van die Here word gestuur op grond van Daniel se woorde. En onthou, Daniel verklaar die beloftes van die Here, hy verklaar skrif. Maar die vors, dis 'n sleutelvers hierdie, in vers 13, maar die vors van die koninkryk, die owerste, dink aan Efesiërs 6, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar bose geeste en die ligte owerhede en magte. Maar die vors van die koninkryk van die Perse, dit is die bose owerste oor Persië, het 21 dae lang teenoor my gestaan, en kyk, Michael, een van die vernaamste vorse, die aanvoerder van die hemelse weermag, het gekom om my te help, en ek het daar oorgebly by die konings van Persië, ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat gaan gebeur. Wat 'n asemrowende man was Daniel, en ek het nou baie vinnig daaroor gescan, maar ons gaan oor al daai fasette 'n bietjie met jou gesels. Maar sien jy nou, wat is die sleutel? So, wat ontdek jy in Daniel 10? Kan ek vir jou 5 beginsels gee? Wat ontdek jy in Daniel 10? 1. Daar is bose magte wat aangestel is oor mense, families, stede, gebiede en nasies. Hoor jy my? Hoor jy my? Baie kinders van die Here weet niks hiervan nie, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hier is die openbaring in die skrif wat ook in Efesiërs 6 staan. Daar is bose magte wat aangestel is oor mense, families, stede, gebiede en nasies. 2. As jy die wil van die Here bid, die woord van die Here bid, antwoord hy altyd. As jy woord bid, antwoord hy altyd. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. As jy woord bid, antwoord hy altyd. 3. Jy moet die woord in vervulling bid. Jy moet beloftes in vervulling bid. Moenie sit en wag nie. Gaan oor tot aksie om dit in besit te neem en visualiseer hoe daai woord in aksie kom en visualiseer, skryf neer 'n sin. Dis die ding waaroor ek bid, en dan skryf jy 'n sin wat sê, hoe sal dit lyk as dit klaar geantwoord is? Hoe sal dit lyk as my gebed klaar geantwoord is? Dis hoe 'n mens die woord in vervulling bid. 4. Hou aan bid totdat die deurbraak kom en jou wonderwerk gebeur, want jou antwoord kan vertraag, onderskep, divert of gesteel word. Daar's baie skrifte daaroor, ek gaan alles met jou deurgaan, maar hierdie is 'n belangrike beginsel wat jy moet verstaan, en hier lees ons dit in Daniel 10, dat die antwoord het dadelik gekom, maar die antwoord is vertraag. Daar was 'n ewige geveg in die geesrealm, en die antwoord kon nie by hom uitkom nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Aanhoudende gebed stel energie en engele vry om te kom help. Aanhoudende gebed stel engele vry om te kom help. Aanhoudende gebed versterk die engele wat besig is om in die geesrealm vir jou te veg. Jy is 'n vernoot in wat die Here besig is om te doen. 5. Pas op vir teenaanvalle van die vyand. Selfs nadat die wonderwerk gebeur het, sal hy jou wonderwerk wil steel. Hou jou wonderwerk en jou deurbraak toe onder gebed.
Skielike gewelddadige aanvalle sal kom om jou oorwinning te steel. Dus hierdie is 5 kritiek belangrike beginsels in effektiewe gebed. En as jy net hierdie 5 goed doen, sal jou lewe dramaties verander. Kom ons kyk na Moses as 'n volgende voorbeeld in Eksodus 17 vers 9 tot 13. Moses sê toe vir Josua, kry die manskappe by mekaar dat ons teen Amalek kan gaan veg. Ek sal môre bo op die koppie gaan staan met die stok wat God vir my gegee het in my hand. En solank Moses sy hand in die lug opgehou het, was Israel aan die wenkant. Sodra hy sy hand laat sak het, het die Amalekiete die oorhand begin kry. Moses se arms het naderhand moeg begin word. Aaron en Hur het hom op 'n klip laat sit, hulle het weerskante van hom gaan staan, sy hande in die lug gehou, totdat die son ondergegaan het, en Josua kon toe Amalek en sy volk verpletterend verslaan. Terwyl die oorlog op die vlakte gewoed het, was daar 3 manne op die koppie besig met 'n oorlog in die gees realm. Terwyl die fisiese geveg aan die gang was, was daar 'n geveg in die gees realm. Terwyl dit so heerlik nou hier op my sinkdak reën. Reën is die seën van die Here, reën is die voorspoed van die Here, reën is nuwe lewe. Vertrou ek dat jy my steeds baie mooi kan hoor. Ons sê vir die Here dankie vir sy reën. Terwyl die geveg in die laagte aan die gang was, was Moses besig saam met 2 gebedsvernote om die geveg in die geesrealm te wen. Feit is, ons almal word moeg. Jy het 'n geestelike span saam met jou nodig wat weet hoe om effektief te bid. Jy het mense om jou nodig wat kan bid. Jy het hulp nodig om jou hande in die lug te hou. Kom ons gebruik die 3de voorbeeld, die intercessor Deborah. Hier is nou weer 'n groot geheim wat ek vandag met jou gaan deel. As jy hierdie geheim vandag snap, gaan jy 'n ander soort gebed begin bid. Niemand het my hierdie ooit vertel nie, niemand het my dit ooit geleer nie. Deborah het die moeilike taak gehad om die weermag van die Here gereed te kry, dis nou die volk van die Here, om teen 'n verskriklike vyand te veg. Met 900 strydwaans en 'n vreesaanjaende generaal het hierdie weermag vrees ingeboesem by al wat leef en beef. Die manne het geweier om te gaan veg, want hulle het geweet, ons is outnumbered, ons is outsourced, ons is outmuscled, ons gaan hierdie nooit wen nie. Uiteindelik kry Deborah hulle gemanifesteer, en dan bid sy 'n gebed wat ek nog nooit geleer het nie, wat ek nog nooit van gehoor het nie. Rigters 5 vers 20. Hierdie is 'n gebed wat jy bid wanneer daar 'n oorweldigende vyand teen jou is. Die sterre het van bo uit die lug geveg. Wat 'n verstommende gebed. Die sterre het van bo uit die lug geveg. Sien jy wat hier gebeur? Die hemele het betrokke geraak in die geveg. Selfs die rivier het saam geveg in vers 21. Storms wat kom, reën wat kom, die rivier wat afkom. Dis 'n geweldige reaksie in die hemel en op die aarde wat saamwerk op Deborah se enkele gebed. Span die hele natuur saam, die skeppingsspan saam, om die weermag van die vyand te vernietig. Gaan lees daai storie in Rigters 5. Wat van hierdie gebed? Wat van jy bid nou hierdie gebed? Here, dankie dat die hemele saam met my veg en vir my veg in die naam van Jesus. Het jy dit gehoor? Here, dankie dat die hemele saam met my en vir my veg in die naam van Jesus. Geliefdes, kom ons hou op verskonings maak en redes gee vir egskeiding en ons kind se wat nie die Here wil dien nie, en vir die wegsink in die moeras van skuld, en gebruik eerder in die plek daarvan vurige gebedsmesiele. Vat die regte soort aksie, vurige gebed, aggressiewe oorlogsgebede. Kom ons gaan na die volgende voorbeeld toe. Elia. Jy sal sien as jy nou lettend let op wat Elia gedoen het, en jy gaan baie slim wees as jy nou lettend let op wat Elia gedoen het. In sy tyd was sy volk vasgevang in afgoderry en in boosheid.
Koning Agab en sy vrou Jezebel was op die voorpunt van die boosheid. Maar Elia sou nie net niks doen nie. Hy het die hart van God geken. Deuteronomium 11 vers 16 en vers 17. Wees versigtig om nie verlei te word en weg te draai van die Here om ander gode te aanbid nie. As julle dit doen, sal die woede van die Here teen jou ontvlam. Hy sal die hemel toesluit sodat dit nie reën nie en jou oes te misluk. Dan sal julle gou omkom in die goeie land wat die Here aan julle gee. So die Here het belofte en luister en jy is geseën, luister nie, dit gaan met jou sleg. As jy Deuteronomium lees, veral Deuteronomium 28, asemrowend. So op grond van hierdie woord gaan Elia na die koning toe, 1 Konings 17 vers 1. So seker as wat die Here, die God van Israel leef, die God wat ek dien, in die volgende aantal jare sal daar geen dou of reën val nie, behalwe as ek so sê. Wat 'n verstommende gebed. Hy aktiveer Deuteronomium 11 vers 16 en 17 en hy maak 'n profetiese verklaring op grond daarvan. Jy dink, is hy arrogant? Nee, hy aktiveer die woord van die Here. Hy sê maar net wat die Here gesê het. My gebed vir jou is dat jou vyand nie die hemel vir jou koper sal maak nie, maar dat jy onder 'n oop hemel sal leef in die naam van Jesus. Een van die grootste gevare vir die kinders van die Here is dat hulle nie die woord van die Here ken en toepas en bid nie. Veral nie bid nie, veral nie aktiveer deur profetiese verklaringe persoonlik te maak nie. Die Bybel is die handboek waar volgens jy moet lewe, maar is ook jou oorlogsmanual wat jy moet gebruik. Die Bybel is die hoogste en die finale gesag. Een van die Bybelboeke wat dalk die meeste verwaarloos word is Job. Almal ken die storie. Maar hierdie oudste boek van die Bybel bevat geweldige gebedsgeheime. Het iemand jou dit al ooit vertel? Hierdie is 'n uiters effektiewe handleiding vir geestelike oorlogvoering. Het iemand jou dit al ooit vertel? Ons sien duidelik in hierdie boek hoe daar beplanning in die geesrealm plaasvind oor siele, oor mense se lewens, word daar komplotte gesmee, bose planne beraam en hoe om dit te oorwin. Julle, die wapens van die duiwel, wat die duiwel teen Job gebruik het, is baie duidelik. Daar's 4 wapens wat die duiwel teen Job gebruik het en wat hy vandag nog teen mense gebruik. Mense, hy werk deur mense. 4 wat uit die hemel kom, uit die geesrealm uit, kom daar 'n aanval. En dan 'n bose 3-eenheid, 3 groepe rowers en die 4de een is 'n sterk wind wat van die woestyn afkom. Daar is 'n vyand wat teen jou mobiliseer. Die inligting wat ek met jou deel is vervat in my boek Leer ons bid. Hierdie is die 4de van 7 beginsels van effektiewe oorlogsgebed. So as jy hierdie goed wil, alles wat ek met jou gedeel het is hierin. As jy meer wil weet, gaan na www.prayerevangelist.com www.prayerevangelist.com en daar gaan jy hierdie boek kry, Leer ons bid, en jy gaan al hierdie geheime kry wat ek met jou gedeel het. My gebed vir jou is dat die guns van die Here oor jou lewe sal wees, dat jy die Here sal sien beweeg in jou lewe soos nog nooit van tevore nie, en dat sy naam deur jou lewe verheerlik sal word. Ek groet jou met die seën van die Here.